Okay, baie welkom terug by Remoer. Ek is verskriklik sleg om te onthou wat se episode number hierdie is. So kom ons sê episode 9 dink ek of 8. Anyway, maak 'n sakkie. Een van die episodes. En ek wil graag ons het 'n bietjie gedink. Dis 'n oulike idee as ons sê indien enigiemand 'n oulike idee het vir 'n topik, los dit in die comments of stuur vir ons 'n DM op Instagram of so. Dit sal nogal cool wees om te hoor wat julle na wil luister. Sover dat ek en Annika alles wat ons interessant vind en daar is nog baie dinge waaroor ons wil gesels, maar ek meen dit is altyd lekker om te hoor. Miskien kan ons van hulle 'n bietjie hoor op ons prioriteitslys sit as ander. Ja. Hallo. Hi, hoe was jou week? Koud. En besig. Kom ons sê maar net dit. Dis altyd 'n bietjie de mekaar as mense moet sê dit het hierdie week gesneeu in die Kaap en dan weet almal wanneer ons hierdie episode opgeneem het. Maar dit maak ook nie saak nie, maar koud en besig. Joune? Ek gaan nie selfs sê koud en besig. Eesie, dis nie lekker nie. Soos aan die begin van die week het ek 'n T-shirt gedra en of 'n rokkie of 'n T-shirt en 'n kortbroek. En nou dra ek my dikste baadjie wat ek het. En 'n lang hemp en 'n lang broek en toe skoene en dis net baie. Het jy 'n kort broek en 'n kort hemp aangehad aan die begin van die week? Ja, dit was warm. No way, stel ons is nog nie daar nie. Ek is nog maar op die T-shirt met lang hemp onderaan. Ek voel so Sheldon van Big Bang Theory, maar toe maar wat. Ja, nee. Ek actually wil jou vertel van my droom. So, Okay, was 'n baie cool droom geweest. Ek wou nie wakker geword het nie, maar unfortunately kan mens ook nie vir ewig slaap nie. I guess maybe is dit wat gebeur as mens doodgaan, maar anyway, whatever. Doesn't matter. So my droom. Ons was mos nou in Magwa's Kloof geweest en is regtig mooi. Soos dis regtig mooi as ek voel as 'n mens kan, soos doen jouself guns en gaan vir 'n naweek Magwa's Kloof toe. Dis regtig mooi, dis regtig mooi. Is bietjie ver vir die mense van die Kaap af, maar dis fyn. Julle kan net vir my kom. Okay, nou nie julle nie. Jy kan vir my kom kuier en dan reël ons gaan ons 'n naweek so intoe. Dis regtig mooi. Maar anyway, needless to say, so die droom. Ek is into hiking, soos wat mense wat I guess vir hierdie luister probably weet. Maar die droom was basically ek en 'n ander persoon in op 'n hiking trail. Maar die scenery was dieselfde as die bos van Magwa's Kloof. Okay. Maar dit was weird want dit was so hierdie ander planeet gewees. Ons was nie op aarde gewees nie, ons was op 'n ander planeet gewees. En in die droom moes ek en die ander persoon ons het so hierdie daar was ander mense ook by, maar dit was mainly ek en die ander persoon. En soos wat ons geloop het, moes ons ek wil sê landmarks, maar dis nie landmarks nie, dis meer soos nature marks. I don't know. Soos ons het soos 'n lysie gehad van goeders wat ons moes kry. Soos plante en goed. En die environment was baie groen geweest en so en die goeders wat ons moet kry was grys tot en met ons dit gekry het. So die oomblik wat ons gaan, okay, daarso sit, dan word dit groen, dan raak dit deel van die environment. Was so 'n cool droom geweest en ek wou nie wakker word nie, maar it was so pretty. Dis 'n freaking intense droom eintlik. As ek nou daaraan dink, soos dis eintlik ek kan nie eers onthou dat ek regtig kan ek weet obviously ek droom, obviously, soos almal drome. Maar ek kan nie onthou dat my drome so kompleks is nie. Soos dit is seker tot 'n mate. Maar al die detail wat jy ewen het in terme van soos die feit dat dit groen was of kleure was en dan sit grys en dan verander dit weer in kleure. Dit is nogal kompleks. Ek weet obviously jy het probably die droom al, dis nou nie die eerste keer wat jy weer die droom recall nie. Wat obviously 'n groot rol speel in hoe goed jy dit kan onthou. Ek meen soos ek kan nie regtig as ek nie vir iemand vertel van my droom soos direk na ek wakker geword het nie, kan ek dit most likely nie onthou nie.
So dis nou interessant dat jy actually, maar obviously jy dit nou weer vertel. Ek dink byvoorbeeld aan soos ek het een keer gelees van hierdie studie wat gedoen is op rotte of muise of iets. Ek weet nie, doen scientists studies op rotte. Ek altyd muise seker maar. Maar waar hulle gekyk het of hulle kan uit REM sleep uithou wat dan obviously jou droomslaap is. En dit was nogal interessant geweest want hulle het hulle op 'n sekere manier soos wakker gehou. Sê nou maar hulle het hulle op 'n platform of 'n stok of iets laat sit, hoe ook al dit nou sou werk en dan as die muis in die slaap raak en hy val af, daai deel waar hy nou basies die gevoel van sy lyf, ek ken nou nie die presiese name van die hormone nie, maar ek weet obviously die rede hoekom jy droom is, daar's 'n sekere hormoon wat of afgeskei word of ophou afskei en dan maak dit dat jou liggaam half in status ingaan. Soos jou liggaam is stil. Dis hoekom mense wat byvoorbeeld dan nou of dis hoekom mense nie regtig beweeg terwyl jy droom nie. En sy nou obviously met 'n disclaimer vir sekere mense wat regtig actually beweeg terwyl hulle slaap. Maar anyway, so wanneer die rotte of die muis in daai fase ingaan, dan val hy nou obviously van die stok af. En dit was actually nogal interessant geweest want dit het op die ou net die studie gewys dat dit die mense wat obviously nie REM slaap kry nie, het baie minder, soos baie slegter geheue. Hulle kan nie so goed onthou nie. Maar dit is ook Dit is baie interessant want as mens dagga rook, dan gaan mens nie in REM slaap in nie en dis baie interessant want mense gebruik dagga om supposedly te kan fokus en ja, anyway. Ek dink net, dit was my interessant geweest wat ek, maar eintlik sorry, die rede hoekom ek eintlik die storie vertel het is wat ek wou uitkom by die punt waar dit, ek dink is dieselfde studie wat gewys het dat byvoorbeeld mense kan nie regtig hulle drome onthou nie, tensy hulle wakker gemaak word net nadat hulle REM sleep deurgegaan het. En dan gaan hulle dit beter kan onthou. En dis toe nou hoe hulle eintlik, ek dink is vroeg in die 70's gewees, wat hulle toe uitgefigure het, okay, maar hulle kan nou actually begin om mense se drome te analiseer. Ja, so dit was net my interessant geweest dat jy obviously nie regtig kan, ek sukkel om my drome te onthou as ek dit nie direk nadat ek wakker geword het vertel nie. Alhoewel even partykeer direk nadat ek wakker geword het, kan ek nie onthou nie. Ja, dit was nogal my cool geweest. Maar dit bring my actually by 'n goeie vraag, soos dink jy, ek weet jy hou daarvan om waarde te heg aan baie van hierdie goed. Is jy sal byvoorbeeld gaan en jou droom analiseer. Dink jy daar's 'n dieper betekenis aan dit of dink jy dit is, ek wil nie sê randomized nie, maar dink jy mens moet dit nie oordink nie? Nee, ek dink, wel, obviously mens moet niks oordink nie, maar ek dink dat daar 'n waarde is aan die drome wat jy het. Drome beteken iets en is baie persoonlik aan die individu wat die droom het. Soos ek kan nou nie gaan en sê, my droom beteken dat ons in die near future gaan freaking hiking op ander planete nie. Dit sal baie cool wees. Soos imagine net 'n hike op Mars. Maar anyway, klink suffocating. Ja, en dit, anyway, van die topic af. Soos my droom sal nie noodwendig iets beteken vir iemand anders nie, maar dit kan iets beteken vir my. Dit kan 'n raak aan ons vorige episode waar ons gegaan het oor die betekenis van goed en sleg is vir elke persoon ietsie anders. So kom ons werk op daai basis, die definisie van goed en sleg is vir elke persoon ietsie anders. So is die waardes wat ons het, wat ons in die belief systems wat ons het in ons kop, beteken iets anders vir elke persoon. So daarom sal my droom ietsie beteken spesifiek tot my en nie vir ander mense nie. So ek dink dit is baie belangrik. Ek in my opinie sien ek dit as die onderbewussyn wat kommunikeer met die bewus, as dit sin maak. So dit klink vir my veel meer soos ek gaan nou nie pretend of ek enigiets weet van dit nie, so ek is bereid om baie duidelik te sê ek doen nie, maar al wat ek weet is die base van dit. So, maar dit klink vir my of jy meer met soos 'n Carl Jung tipe idee van dit
resoneer as wat jy met byvoorbeeld Freud wat gesê het dat dit meer soos soos wat unresolved in Afrikaans, soos onderdrukte konflik of so is. Ek dink dit is meer net soos die alhoewel dit beide kan wees, ek verstaan dit. Maar dit klink vir my meer of dit soos nie noodwendig soos 'n seker tot 'n mate kan jy sê in jou geval dalk 'n bietjie meer van albei is. Ja, maar ek dink byvoorbeeld daai spesifieke droom klink nie vir my of daar 'n verskriklike soos onopgeloste desire of iets was nie. Dus dit klink ook net soos iets wat jy dalk kom ons sê so onopgeloste desire kan it doesn't have to be necessarily negative or positive. Soos dit kan net ook iets wees. Dit kan ook net die ding van drome is so okay. Daar's baie goeters wat Freud gesê het wat waar is, ek gaan nou soos Biggie Jordan Peterson channel en gaan soos, daar's baie goeders, ek obviously is nie die beste persoon om te vra oor hierdie goeders nie, ek is nie 'n kenner nie, maar Jordan Peterson sal byvoorbeeld sê, daar's baie goeders wat Freud geskryf het wat sin maak, maar dit is nie noodwendig reg nie. Maar anyway, so kom ons sê die droom mag dalk, as in my opinie, as jy na 'n droom kyk, dan kyk jy na, as al mense in die droom was, kyk na wat daardie persoon vir jou voorstel. So, as ek droom, kom ons vat 'n bekende mens, as ek droom oor Nelson Mandela, of Mother Teresa, dan wat represent daardie persoon? Nie die persoon, dis nie regtig die persoon self nie. Die enigste rede hoekom mens droom oor daardie persoon, in my opinie, is want dis self 'n reflection van wat binne in jou is. So ek sal droom oor Moeder Teresa en in my opinie, my perspective van haar is 'n peaceful persoon. So dan sal dit 'n reflection wees van my saadjie uit haar image uit. Maak dit sin? Ja, ek verstaan mens kan dit baie makliker nie makliker nie, maar dit gaan daaroor dat jy betekenis dalk van dit kan af wegvat wanneer jy kan begin bevraagteken, maar wat beteken daai simbool of persoon of iets in jou droom vir jou? Dit gaan oor die betekenis van wat dit vir jou represent. Ja, dis belangrik om te gaan soos wat beteken dit vir jou? Dan is daar die deel waar jy kan gaan, soos kom ons sê, soos ek het nou gedroom oor hierdie baie groen environment. En die kleur groen self, daar's in kuns is dit ook mense met color theory, soos elke kleur het 'n feeling to it. En dit is feeling wat socially constructed is, so in elke culture sal dit 'n ander feeling wees. Oor die algemeen is dit maar similar. So, in kuns byvoorbeeld is, kom ons gaan fisies in kuns gou. So, in wetenskap is die kleur wit die accumulation van alle kleure. En swart is die absence of color. Waar in kuns die absence van color is wit en die accumulation van alle kleure is swart. Okay. Verstaan. So in verskillende velde is daar obviously ook verskillende konnotasies aan die kleure. In sielkunde is die kleur groen van 'n Carl Jung perspective af, of van 'n dream analysis perspective af. Groen is 'n obviously
die vibrancy van die kleur maak ook 'n verskil in die betekenis van die kleur. Maar dis usually something new. So die kleur groen wat ek in my droom gesien het, is moeilik om te verduidelik want ek kan nie vir julle sê okay, julle hierdie is die kleur groen, maar dit was baie vibrant en dit was baie energetically charged. So die feeling van dit was exciting en dit was hierdie nuwe adventure en dit is generally dan wat dit represents, it represents something new. Wat actually nogal cool is. Ja, dis baie interessant dat jy so praat van die kleure, want as ek probeer nou honestly dink, ek kan nie dink dat ek al in my drome gedink het soos, wow, okay, ek het seker al gedink, okay, weet jy wat, dis regtig, dis nou 'n helder kleur. Maar soos ek kan nie nou, as ek moet terugdink aan drome, dink aan of my drome actually kleur gehad het en of dit nie gehad het nie. Wel, daar is mense wat nie droom in kleur nie. En dis ook fyn. Dan kyk jy na ander goeters, dan kyk jy na die dan kyk jy na die simboliese perspektief af van die persone in jou drome, of jy kyk na die activities wat jy doen. Activities soos as jy sit en soos ons het nou gehike in my droom, daai hiking vir my is soos 'n refreshed feeling. Ek voel altyd, okay, ja, mens mag dalk moeg wees, veral as jy soos 15 km of 20 km hike. Na die tyd is mens moeg, maar jy voel nog steeds refreshed vir die week wat kom en jy's in nature, so jy voel skoon en jy weet nou, mens dalk nie fisies skoon is nie, maar jy voel soos jou siel voel skoon. So dit alles het 'n symbolic meaning to it en daardie symbolic meaning is hoe jy voel oor sekere goeders. As jy hiking haat en jy freaking droom oor hiking, dan dan gaan dit iets anders beteken vir jou. Dan gaan dit iets anders beteken vir jou. En jy wat ook hiking like, soos jou betekenis van hiking en wat hiking vir jou doen, is ook anders as wat dit vir my doen. So, al like jy hiking, jou definisie in die droom, as jy nou, sê maar nou, dieselfde droom as ek gehad het, nie dat dit ooit gebeur nie, maar as jy dieselfde droom as ek gehad het, sure. Maar die definisie van die feit dat jy gehike het in jou droom is ook anders. Ja. Dis actually vir my nogal, ek wonder baie keer daaroor of mens regtig of mens regtig moet probeer om te interpreteer wat drome beteken. Maar wat ek wel nie regtig oor wonder nie, is dat ek weet, of ek kan nog nie sê dat ek nie wonder daaroor nie, want ek weet ook nie 100% nie, maar ek kan nogal sien hoe drome byvoorbeeld 'n evolutionary purpose het, soos dat dit bydra totdat mense actually langer lewe. In die sin van, ek kan dink dat byvoorbeeld honderde jare terug, honderde duisende jare terug, het mense nie noodwendig, hulle het geweet obviously wat gevaarlik is, maar ek kan dink daai imaginary, ek hoef nie eers te sê lank terug nie, ek kan net sê soos nou ook, daai imaginary vrees wat mens kry van iets af, al is dit in 'n droom, gaan jou so in jou actual dag tot dag lewe beïnvloed, dat ek dink jy baie keer nie daai realiteit wil maak nie. So jy gaan baie keer wegbly van sulke situasies af ook. Ek dink byvoorbeeld aan my, as ek moet dink aan wat ek gedroom het al oor, alhoewel ek nie vir jou die detail van dit kan vertel nie, weet ek dat ek al verskriklik baie gedroom het oor sê net maar 'n groot grot, en waar ek nie kan uitkom nie. En byvoorbeeld al gedroom het oor spinnekoppe, of hulle nou groot of klein is. So ek kan definitief in my eie lewe weet ek dat baie van die dinge wat ek droom, alhoewel dit ook nou probably onderbewussyn vrese is dit ook goed wat my gaan weghou van sekere situasies wat potensieel dalk gevaarlik kan wees. En ek probeer dit nou nie half overcomplicateer te sê, dit gaan nou vir diep betekenis hier soek nie, maar dit is obviously so. Ek dink my verbeelding kan met my in my droom
vir my in die regte lewe ook weghou van gevaarlike situasies af. Maar Deur dit juist is daai so. gevoel te provoke. Ek dink dit was actually Carl Jung wat dit gesê het. Maar ek weet, as mens moet sê rekord het van 100 drome. So wat ek doen as ek droom, dan skryf ek dit neer. Ek sal nou sê hoe ek my drome onthou en hoe ek geoefen het om actually my drome te onthou. So elke aand droom mens, want mens gaan behalwe nou as daar iets Op die exception. ja, behalwe op die exception. Mens droom elke aand, want mense is elke aand terwyl jy slaap in remslaap, as jy jou volle slaap obviously inkry. Mense is elke aand in remslaap. Maar ek dink mense is so, en hierdie is nie 'n judgement nie, dit is net 'n observation en is ook net my opinie. Soos ek dink mense is so unaware oor hulle eie state of being, soos hoe hulle voel en hoe hulle operate in everyday life, dat hulle nie hulle drome onthou nie. En dis fine, soos mens hoef ook nie jou drome te onthou nie. Nie elke persoon glo dat drome iets beteken nie, which is fine. Daar's ander maniere ook om ek sukkel om die woord te kry, om 'n prentjie te kry van die saadjie wat jy het. Daar's ander maniere, soos mense hoef nie jou drome te gebruik nie. Drome is net toevallig een tool om te gebruik. So wat ek doen is ek skryf my drome neer. Elke keer wat ek 'n droom onthou, skryf ek dit neer en weird genoeg, daar's baie maniere om dit te kan onthou. Ek sal nou sê wat vir my werk en wat ek al probeer het. Daai accumulation van drome is 'n goeie indeks van hoe jou saadjie lyk. Hoe jy actually in hoe jou onderbewussyn goeders proses en terugvoer gee aan jou consciousness. So ek dink drome is baie belangrik. Drome is 'n goeie indikasie van waar jy staan met jou, weer eens Jungian psychology, jou archetypes. Want jou archetypes gewoonlik wys homself in jou drome. Yes, ek gaan moet meer oplees oor archetypes. Want die ding is, ek kan nie identifiseer in enige van my drome oor hiersoos maybe iets waaroor jy moet oplet nie. Maar obviously die eerste stap in dit is actually om jou droom te onthou, I suppose. Ja. Maar ek moet ook sê, soos baie keer voel dit vir my, as ek 'n vivid droom, as ek droom baie keer, is dit lucid drome. Soos ek weet dat ek droom. Meeste van die kere. Daar is wel obviously met die uitsondering drome wat ek daai gevoel is so realisties dat ek nie dink ek weet in die oomblik dat ek droom nie. Maar in meeste van my drome, en especially onthou ek toe ek 'n kind was, kon ek nagmerries met my oë knip. Dus ek het in my droom geweet, wag, hierdie is nie waar nie, dan het ek sê net maar, dit klink nou funny, maar ek het letterlik my oë so gemaak. In my drome het dit vir my at least so gevoel. En dan het ek begin create aan 'n ander droom. Ek besef dit klink nou baie stupid, maar daar was hierdie storie gewees op min mense wat dit kan doen. Daar was 'n storie gewees op SABC 3 of iets, mag dalk ewen E gewees het. Dit was 'n kinderprogram gewees, maar dit was soos 'n klomp kinders wat nou gestaan het en toe die een dogtertjie het 'n nagmerrie gehad. En ek onthou ek het die program gekyk en dit was juis in die program waar hulle gepraat het oor hoe die ouer tannie het nou vir die dogtertjie verduidelik, hoorie maar as jy 'n nagmerrie het, herinner jouself in jou droom dat dit 'n nagmerrie is. En ek moet ook erken, ek het hierdie storie nou al in my kop soveel keer vertel, so ek weet nie of dit regtig gebeur het nie. Maar dis wat ek onthou in my droom, so ek vir myself gesê het, onthou daai tannie het so by 'n heininkie gestaan en dan sy gesê, onthou jouself dat dit 'n droom is en dan begin jy dink, okay, maar kom ons vat hierdie scary ding en jy verander dit in iets anders.
Byvoorbeeld sê nou maar dit sou 'n skerry gesig gewees het en dan maak jy hom 'n ballon of so. So ek onthou dit het ek as kind gedoen. En dis obviously heelwat moeiliker deesdae om dit necessarily so te verander. Maar ek het nog steeds redelik baie daai gevoel van okay, ek weet ek droom. Dit maak nie die gevoel minder nie. Wanneer dit nogal as dit bietjie hektiek raak op 'n stadium, daai gevoel as jy wakker word, is nie altyd vreeslik beter nie. Dit is nogal interessant dat mens eintlik die gevoel is so realisties partykeer. Ek dink meeste van my drome is 'n baie meer angstige gevoel. Dus ek kan hier en daar goeie drome onthou, maar ek dink die drome wat ek wel sal onthou is meer of die drome wat ek daai volgende oggend definitief sal onthou is die angstige drome. Waar ek gewoonlik maar vasgekeer is of effens probeer skree en huil of iets in daai sin. Sonder enige obviously uitkoms. Dit is interessant vir my dat daai gevoel so regtig gestimuleer word dat dit in regte lewe oorspoel. Nee, partykeer daai volgende oggend baie moeilik opstaan of heelwat meer negatief is deur die dag. Ja, dis 'n baie skaars ability wat jy het om jou drome te verander. Meeste mense kan nie dit doen nie. Dit is baie harde werk om actually daarby uit te kom. Ja, ek weet nie, ek sal nie sê ek het hard gewerk nie, dis my mindset. Ek verstaan wat jy sê obviously. Maar ek dink dit is iets wat ek as kind miskien vir myself aangeleer het en toe jy dit het gesteek. Ek kan nie dink dat ek regtig moes sit of ek het seker obviously as kind nou soos ek vertel het, maar ek kan nie dink dat ek onlangs moes gesit het en gesê het okay, maar hoorie, hoe gaan ek nou hierdie hanteer of hoe gaan ek nou dit moontlik maak nie. So ek voel dit het vir my dalk ek weet nie, dankie vir daai tannie op SABC3. Daai tannie. Sy het obviously daai tannie. Ja. Ekskuus. Anyway. Ja, maar dit is nogal interessant want ek dink ek het nooit regtig 'n probleem gehad met sleepwalking nie. Ek weet van mense wat nogal verskriklik sleepwalk. Het jy ook nie gesleepwalk nie? Nee, ek praat partykeer in my slaap en partykeer word ek wakker daarvan. Maar dit gebeur nie baie nie. Ja, maar dit ek gebeur nie baie dat ek moet so seriously soos ek kan ook nie sê soos ek moet baie moeg wees nie. Maar ek doen partykeer maak myself wakker. Maar dis fyn. Dis 'n baie intense drome wat jy praat in jou slaap, né? Ek het dit ook as ek verskriklik sê net maar die dag 'n regtig robbe dag gehad het. Dis uitputtend, dan dink ek is mens meer geneig om te. Ja, maar dis nou nie dat ek soos in volsinne of whatever, ek sal soos 'n woord of twee sê. En dan verder weer slaap. So. Ja. Maar ek het al gevind dat ek praat in my slaap en ek maak myself wakker daarvan. Maar dis soos 'n dis 'n weird sensation want jy dis nie asof dit verwag word nie. Ja. Maar om drome te onthou is nie dis nie so moeilik nie. Maar vra eers wat jy wil vra dan sal ek maar vertel om drome te onthou. Nee, ek wou maar net eintlik gesê dis nogal my cool eintlik my horlosie op die stadium weet baie keer ek weet nie hoe daal dit doen nie. Maar dit meet soos hoe diep jou slaap is in die aande. Ja, dis nie baie akkuraat nie. Ek is seker dit is nie, maar dit is vir my so cool om te kyk. En dan is dit soos dis net vir my cool om te sien dat dit actually kan measure wanneer jy slaap en wanneer jy wakker is. En dis probably obviously volgens hartklop of iets in daai sin. Maar ja, anyway, vertel vir ons hoe om drome te onthou. Wat dit dis nie baie accurate nie, maar ek sê net nie. Nee, ek is seker dit is nie. Dis maar net vir my interessant om te gaan kyk na dit. Okay, so die eerste ding wat mens kan doen is jy kan waarmee ek begin het is 'n glas water langs my bed. Dis interessant. Vir wat? So 'n glas water langs jou bed en dan as jy droom, dan jy moet alwees in jou kop moet jy die mind shift maak waar jy gaan soos ek glo dat hierdie gaan werk. Selfs maar soos
soos met enigiets anders, jy moet glo dat dit gaan werk vir dit om actually te gebeur in jou kop nou, wees nie. So, jy het die droom en dan die volgende oggend as jy nou weet jy het gedroom en jy kan ten minste net die gevoel van die droom onthou, dan drink jy die water. Okay. Ja, so hierdie is baie, dit klink airy-fairy, maar dit as mens in airy-fairy goeders glo, soos jy byvoorbeeld glo nie in airy-fairy goed nie, dan obviously gaan dit nie werk nie, want you're not going to believe that it's going to work. So jy kan 'n glas water drink, of jy kan vir 'n dreamcatcher kry. So hoe 'n dreamcatcher werk, is daar's 'n gat in die middel, right? En dan is daar die vere en die krolletjies wat afhang. Okay, en die om die gat is daar 'n web. It's like so spinnerak. Die hele doel van 'n dreamcatcher is dit vang die drome. En supposedly, according to the legend, gaan die jou nagmerries, so die noise drome sal daar bly en die nagmerries trickle down in die vere in. Just is nie vir ons nou meer nagmerries, dit onthou nie. So jy kan 'n dreamcatcher gebruik as jy glo in daai goed. Maar wat vir my werk is, ek het begin magnesium drink. So net om gou background te gee, magnesium help mens slaap. So dit help jou nie slaap, dis nie soos 'n slaappil wat jy drink wat jou aan die slaap maak nie. Magnesium maak jou nie aan die slaap nie. Even though jy dit in die wel dit is voorgestel om in die aand te drink. Magnesium is meer vir muscle recovery en toevallig maak dit jou net dieper slaap. Ja, dis dit relax mense muscles magnesium onder andere. Ja. So for some reason laat dit mens net extremely vivid drome hê. En usually net aan die begin wat mens magnesium drink, maar ek weet nie of dit in my geval so is nie, want ek drink magnesium nou al baie lank. Nou nie jare nie, maar ek drink magnesium nou al 'n hele paar maande. En ek kry verskriklike drome. Nie vivid soos in crazy drome nie, maar ek kry baie drome oor die algemeen. So magnesium en dan ook die volgende oggend as jy wakker word, as dit 'n nagmerrie is en jy wil dit verkoop, staan immediately op en raak besig. As dit 'n nice droom was soos my Magowas kloof droom wat ek nie wou wakker word nie, bly soos moenie jou liggaam beweeg nie en hou jou oë toe. En soos bly letterlik net in daai droom in die sin van gebruik jou imagination. En sien die droom wat jy gesien het. As jy nie kan onthou hoe die droom gelyk het nie en jy onthou net 'n feeling van die droom, dis fine. Soos bly met die gevoel. Soos as die gevoel was soos 'n joy gevoel of 'n verliefdheid gevoel of wat ook al. Soos bly net met die gevoel. Eventually, hoe langer jy dit doen en hoe meer jy dit doen, sal jy eventually begin jou drome onthou. Dis oefening. Ja. Ek dink as ek iets anders kan by-add by die magnesium, né? Ek dink die ding met magnesium is ook dat dit beheer baie of soos dit help met die regulasie van baie van jou ander hormone of /chemikalieë wat in jou nervous system is. So dit maak dit ook half makliker om in die slaap te raak, maar dit speel ook 'n baie belangrike rol in byvoorbeeld om daai circadian rhythm te wat sal mense noem, te reguleer. So dit het 'n groot rol wat dit speel in jou slaap /wakker word siklusse. Ja, so 'n goeie kombinasie saam met die magnesium sal wees om Vitamiene B te drink. So dan drink jy jy drink jou magnesium in die aand. Dis dieselfde soos enigiemand wat die Huberman Lab luister.
So Andrew Huberman praat van in die oggende as jy opstaan, dan moet jy vir die son kyk. Jy moet na die sonopkoms kyk en jouself van dit gaan oor jou ek het nou net die woord in my kop gehad, maar ek this is like on the tip of my tongue, but anyway. So jy vir die UV, wat is dit? Dit gaan nie oor die UVB reis nie. Daar's 'n wel ja, dit doen, maar ja, ek soek die woord vir die hormoon. Maar kom ek gaan nou net verder gaan jy dit nou soek. Okay. Maar ek gaan net verder met my storie. So hy vertel in die oggende, jy wil daai hormoon so lank as moontlik hê sodat jy kan wakker word en energie hê vir die dag. In die aande is jy veronderstel om vir die sonondergang te kyk. Want dit drop daai hormoon en dit maak jou moeg en ready for bed, right? So magnesium help daarmee. Magnesium help daarmee om te gaan en te sê vir jou liggaam, okay, jy moet nou slaap, jy moet nou rustig raak. Dit is nou you have to get ready to recover for the next day. En dan vitamine B help met daai hormoon om dit te hou, om dit te behou. Praat jy van kortisol? Ja, kortisol, dankie. Dit wat ek nou wou bygesit het by die magnesium. Sorry, ek net vandag hierdie sê want dan kan jy nou vanaf nou die dag. Dit wat ek nou wou bygesit het by die magnesium, is dat magnesium help ook met die soos dis wat nou eintlik die doel is ook van dit maak jou kortisol, wat kortisol in Afrikaans? Anyway, kortisol levels laag. Ja. Yes. En dis ook hoekom dit help in die aand. Ja. Dis presies wat ek nou gesê het. Ek het nou die dag toe kon ek nie op die woord kom nie. Toe gaan ek, it's like this woman that goes, away, let's wake up, and away, let's go to bed. Dit was baie funny geweest. Maar anyway. Ja, so magnesium en vitamine B. Maar as jy 'n droom het, drink vitamine B tot eers na jy obviously jou droom onthou het en gedokument het of dit nou is jy wat vir iemand die droom vertel of jy wat dit neerskryf of jy wat 'n voice recording maak of wat ook al. So drink vitamine B eers na dit. In die oggend nog steeds, maar eers na, in fact moet jy actually eers eet voordat jy dit drink. Ja. So dit is my perspektief van drome. Dis nou nie baie wow nie, maar ek vrees dit interessant. Nee, dit is interessant en dit is lekker om ook bietjie te half ek dink as mens net bietjie meer mindful is, ook sal dit jou eintlik verbaas wat uit dit uitkom. Ek is nou nie regtig die tipe persoon wat vir ek dink baie keer as jy die duiwel agter elke bos gaan soek, dan gaan jy die duiwel agter elke bos kry. So ek gaan soek ook nie, dis nie wat die metafoor beteken nie, maar ek bedoel ek gaan soek ook nou nie noodwendig vir betekenis, 'n dieper betekenis agter alles nie, maar ek dink wel dat hierdie actually een van daai dinge is wat dalk eintlik vir jou iets kan uitwys, iets belangrik kan uitwys. Ek meen dis nie net iets wat ek dink randomly gebeur nie en ek dink die feit dat dit gebeur wys duidelik dat daar iets belangrik aan dit is. Of dit 'n fisiese uitwerking is en of dit dan nou iets is wat vir jou onderbewussyn vir jou probeer sê. Daar's obviously iets hieraan. So ek dink dit kan mense net bevoordeel eintlik as jy regtig 'n bietjie aandag gee aan dit. Ja. Het jy al oor iemand gedroom wat jy nie geken het nie? Ek kan nie eens onthou wat ek laasweek gedroom het nie, maar ek dink nie so nie. Meeste van die tyd is dit maar ek en een ander persoon. En as daar ander mense is, sal ek nie oplet op wie hulle is nie. So ek kan nie eers vir myself ek hulle geken het of nie. Maar ek weet jy het laasweek iets gedroom. Ja, ek het laasweek te sê vir jou, ek dink nie dit was in die episode gewees nie. Dit was net soos voor die tyd of na die tyd wat ons gepraat het. Maar 'n baie interessante ding vir my van drome is jy sal nooit droom oor iemand wat jy nog nooit gesien het nie. So kom ons sê in jou droom is jy soos in hierdie oop stuk met klomp mense, maar jy ken nie die mense nie. Jy weet nie wat hulle name nie en jy maar jy kan hulle gesigte sien byvoorbeeld. So interessant genoeg,
dit is nooit iemand wat jy nog nie gesien het in die regte lewe nie. So ja, soos drome, jy kan nie hierdie jy kan nie 'n vreemde persoon byvoorbeeld wat jy nog nooit gesien het net imagine nie. So alles in jou drome is 'n distortion van wat jy klaar gesien Ja, dis iets het wat jy en al klaar klaar gesien het. ervaar het in jou lewe. Soos alles is net 'n distortion van wat dit actually is. So as jy imagine net gou, sorry, van die topic af, maar ek het nou net soos 'n light bulb moment gehad. Salvador Dali het sy drome geverf. So, weet jy wie Salvador Dali? Ja. Okay, so Salvador Dali Ek dink is nie hy sal skade doen deur te herinner nie. Okay, Salvador Dali is 'n surrealistiese kunstenaar. Dis die dude met daai weird snor, as jy al ooit daai foto gesien het. Dit is Salvador Dali. Een van sy mees bekende kunswerke is, ek dink, The Resistance of Time. Dit lyk soos klokke wat soos vleis lyk. Soos horlosies, klokke, horlosies. Wat soos vleis lyk en dit lyk soos hierdie barren world. Soos daar's nie, dit lyk Is dit hy wat droog en dis daai klokke wat so smelt? yes, dis vleis. Ja, ek actually. weet van Dit dit. is dit lyk Ja, ek actually het nie meer dit soos geweet. vleis as wat dit gesmelt is. Dis fyn. Ek het altyd gedoog dit smelt omdat dit warm is. Ja, nee. Hy het ook daai kunswerk van die olifant met die lang bene. Dit is ook Salvador Dali. Maar ek het wel die een al gesien waar soos al sy goed is half amper so dit trek so. Dit is soos sulke Ja. Ek weet waarvan ek praat, ja. So Salvador Dali het sy drome geverf. Wat hy gedoen het is hy het 'n rou eier in 'n groot lepel gesit, 'n eetlepel gesit, voor sy esel gesit en aan die slaap geraak. En dan as die eier val, dan word hy wakker en hy verf wat hy gedroom het. Wel, okay, so hy het actually sy drome geverf. Ja, hy het sy drome geverf. Maar as jy nou kyk na Salvador Dali se kunswerke, right? Dis alles 'n daar's niks wat nie actually so is in sy drome nie. I mean, as jy kyk na die horlosies, dis 'n horlosie. Dis 'n stuk vleis en is letterlik net 'n combination van die twee. Maak dit sin? Ja. Soos die olifant het bene van 'n kameelperd, maar dis 'n olifant. So om na Salvador Dali se goeders te gaan kyk is actually 'n goeie representation van hoe 'n mens se psyche, jou unconsciousness, die wêreld kan distort om in jou droom te pas. Ja, dit is eintlik verskriklik interessant. Baie. No, baie. I mean, daar is mystical beings. Maar kyk hoe lyk hulle. As jy kyk na elves, dis 'n opgemaakte ding, 'n elf. Maar hulle lyk baie soos human beings. Ja, dit is nog steeds iets wat mense alledaags kry. Dis jy kan dit nog steeds recognize in reality. En dit is wat interessant is van drome. Soos dis nie, dit is 'n fantasy wêreld in jou kop, sure. But it's still something real. Daar's nog steeds 'n I thought it's worth mentioning. Nee, definitief al. Dit was nou eintlik die mees interessante deel van die hele gesprek vir my gewees. Wat, die feit dat drome net 'n kombinasie is. Dat Salvador Dali sy eie drome reg geteken het. Ek het dit geweet nie. Ek het net gedog hy's 'n bietjie crazy. Wel, of baie kreatief. Baie bietjie al drie, probably. Wel, ja, so ek dink mens moet baie kreatief wees om te kan droom in die eerste plek, so. Okay, ek dink ons kan probably die gesprek hier afsluit. Ons sien almal volgende week weer. Ja, dit was 'n baie kort gesprek, maar
my opinie was dit interessant, I guess. I don't know. Ja, ag laat weet ons wat dink julle. En onthou vir ons laat weet as ander goed is waaroor julle wil hê ons moet Ja, met mekaar bobbel Ja. bobbel gabbel gobbel. okay. Okay, Like and subscribe. bye. Bye.